Kom ons kyk 'n bietjie na die verwysings na die Heilige Gees in die Nuwe Testament. En die term wat ons daar het, is natuurlik in Afrikaans gees, wat uit die Griekse pneuma vertaal word. En daar is 'n interessante definisie wat een van die kenners oor Grieks neergepen het oor die woord pneuma. En hy sê dit beteken enige beweging van lug, insluitend wind of asem. Dis ook 'n lewende lewenskrag, die immateriële innerlike wese van 'n mens, die onstofflike, bonatuurlike wese. Nou, sommige Engelse Bybels praat van Holy Ghost, en dit is hoofsaaklik maar ek dink die King James vertaling. Nou, waar daar ook al in die Bybel verwys word na Holy Ghost, dit was nooit met die bedoeling van 'n soort van 'n gees nie, of 'n spook nie, maar interessant as jy nou die proses van vertaling nagaan, hoe die Bybel uit die oorspronklike tale vertaal is, deur middel onder andere van Latyn, Duits en ook in Engels. So die King James Version behou hierdie woord ghost, maar dit verwys nie na 'n bose of 'n spook of iets van die aard nie. Nou, die woord heilig is uiteraard die Afrikaans vir die Griekse woord hagios, met die definisie dat hagios beteken dit wat as heilig of aan God toegewy of afgesonder is. Nou, verwysings na die Heilige Gees kry ons reeds vroeg in die Testament en dan nogal in verband met die geboorte van Jesus. Matteus 1 vers 18, wat sê die swangerskap van Maria het van die Heilige Gees gekom. Daarna lees ons ten minste 400 keer van die Heilige Gees. En ook die term geeste kom geweldig baie in die Nuwe Testament voor. Dit verwys uiteraard na bose, onrein geeste, hier en daar, en ons sal net daarby stil staan, ook na rein geeste. Maar hierdie verwysings bevestig dat die mens deur hierdie geeste, hierdie bose geeste beïnvloed kan word. 1 Timoteus 4 vers 1 sê, die Gees sê uitdruklik, dis nou die Heilige Gees, dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hoe? Hulle sal misleidende geeste navolg en leerstellings van bose geeste aanhang. In Efesiërs 2 vers 2 word dit bevestig dat die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, in die mense wat aan God gehoorsaam is, werk. Nou, 'n interessante verwysing en 'n wonderbaarlike verwysing is in Openbaring. Nou daar kry ons verskillende verwysings na die getal 7 en ek gaan nou nie by hulle almal stil staan nie, maar ek dink die belangrikste hiervan kry ons in Openbaring 1 vers 4 en 5, waar daar staan dat Johannes skryf aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon. Nou, hy voeg by, hy sê, en dit kom ook van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie. En daarom moet ons ook verstaan, dat hierdie verwysings na die 7 geeste, verwys na met die 7, na die volmaaktheid, volledigheid, of om doelmatigheid te beskryf. 'n verwysing hierna kry ons in Jesaja 11 vers 2, waar daar staan, die Gees van die Here sal in die eerste plek op hom rus, en dan sê hy, die Gees van wysheid en insig, die Gees wat raad, sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. 7 verwysings ook in hierdie Ou Testamentiese verwysing na die Heilige Gees. So wat ons hier het, is dat die Heilige Gees die volmaakte wil van God openbaar, totale krag en insig gee, ja, die een
wat ons gerus meer op kan staatmaak en bewus kan wees. Loop mooi.